Goeiemôre op hierdie oujaarsdag van 2025. Ek groet julle vanuit die golwende berge hier rondom Wellington, met die wind wat deur die beinsloof sny, soos 'n sagte herinnering dat God se skepping altyd groter is as wat ek en jy kan vasvat. Van hier bo af kyk 'n mens ver oor die wingerde, die velde, die klowe en in die kronkelende pad wat ons hierheen gebring het. En wanneer 'n mens so van bo af kyk, dan kry dinge perspektief. Dis mos wat die ou jaar altyd vir jou en my doen. Ons kyk terug, soms met dankbaarheid, soms met hartseer en pyn, soms met verwondering oor hoe ons deur uitdagings gekom het waar ons nooit gedink het ons sal die verhaal kan vertel nie. Maar vandag op hierdie plek en hierdie stilte word ons weer herinner. Wanneer ons ver kyk, sien ons anders. En wanneer ons terugkyk, verstaan ons beter. God het saam met ons gereis deur valleie, oor kruine, en daarom kan ons met rustigheid sê, hierdie jaar met alles daarin, staan vandag vir ons alles in perspektief. Wanneer ons van bo af kyk, sien ons die pad, maar wanneer God praat, sien ons die betekenis van daardie pad. Dis presies waar die woord van die Here vir ons inpas op hierdie oujaarsdag. Esegiel 37 neem ons af in die laagte vol droë bene, 'n landskap van moedeloosheid, teleurstelling, stikkend wees. En tog daar in die laagte sê God vir Esegiel, profeteer, spreek 'n woord van lewe en sê vir die droë bene, hoor die woord van die Here. Dominee Jolanda de Lange herinner ons so mooi, hoop ontken nie die droë bene nie, maar hoop weier om te glo dat die droë bene die einde van die storie is. En dit is waar Walter Bruggeman ons tref met sy insig. Hy skryf, the task of prophetic ministry is to nurture, to nourish and evoke a consciousness and perception alternative to the dominant culture around us. Met ander woorde, ons noem die realiteit by die naam. Die goed wat en die sake wat seer was, wat gewankel het, wat onseker was. Maar dan praat ons ook 'n taal van hoop, 'n ander verbeelding, 'n ander moontlikheid, die een moontlikheid wat God self in ons wakker maak. Want hierdie jaar met sy uitdagings en sy hoogtepunte is nie jou finale realiteit nie. En dan kom Esegiel 37 vers 10, die hartklop van die ou jaar. Toe het asem in hulle ingekom en hulle het op hulle voete gaan staan, 'n leer, groot en baie in getal. Maar let op, die nuwe lewe kom stelselmatig, eers die bene, dan die senings, dan vlees, dan vel, en eers laaste die asem van God. En so werk God dikwels met ons. Nie in 'n dramatiese, onbliklike manier nie, maar in klein stappe, 'n skuif hier, 'n herstel daar, 'n nuwe perspektief, 'n stukkie hoop, 'n asem van die Gees wat ons weer regop laat staan. Op die ou jaar hoor ons dan, God bring nie altyd nuwe omstandighede eerste nie, hy bring eerste 'n nuwe mens. En hierdie jaar eindig nie in die laagte nie, selfs ons droë bene, ons verlede het vandag 'n nuwe perspektief. Dis wat Walter Bruggeman verduidelik en inspireer. Hope is the refusal to accept the world as it is, and the courage to believe God is already shaping what will be. Hoe sluit 'n mens so 'n jaar af? Miskien met woorde wat veral in 2025 baie keer oor die nuus en sport, films en sosiale media geklink het. Change the way you see and you change the way you live. Is dit nie woorde wat vir jou en my betekenis dra in hierdie tyd nie? En dit is so eenvoudig. Wanneer ons anders kyk, kyk ons dieper. Wanneer ons dieper kyk, sien ons God se hand waar ons dit nie eers verwag het nie. En daarom, vriende, wanneer ons vanaand die jaar afsluit, dan sê ons, hierdie jaar plaas ons alles in perspektief. God se skepping, sy genade, sy liefde, sy regverdigheid bring orde en betekenis na ons lewe en verhaal. En die geloof waarmee ons 2025 afsluit, is dieselfde geloof waarmee ons 2026 gaan instap. Mag jy 'n nuwe perspektief in 2026 hê. Nie 'n nuwe jy omdat die kalender omslaan nie, maar 'n nuwe perspektief omdat God se asem, sy Gees jou in alles aanraak. Here, op hierdie oujaarsdag staan ons op die kruin van die jaar, soos hierbo in Beinskloof, en kyk terug oor die pad wat ons geloop het.
Dankie vir elke druppel genade, vir elke asem van hoop, vir elke oomblik waarin U die droë bene van ons lewe weer aan mekaar gesit het. Leer ons om eerlik te kyk, maar ook om anders te kyk. Gee ons die moed van Jesegiel om hoop te spreek in ons laagtes. Gee ons die asem van die Gees, sodat ons weer op ons voete kan staan. En wanneer ons die nuwe jaar instap, Here, laat ons waarlik alles inleef. Alles in U, alles in geloof, alles in hoop en alles in liefde. Seën 2026 en seën ons pad daarheen. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en ek vertrou jy gaan 'n geseënde ou jaar hê en 'n voorspoedige 2026. Tot volgende keer. Totsiens.